Here Jesus, dankie dat U ons uitverkies het om U getuies te wees. Dankie dat U ons uitstuur. Vir ons herinner dat U gesê het, gaan dan heen. Here, maak ons gehoorsame getuies. Kom rus ons toe. Kom gee vir ons die insig en Heilige Gees kom lei ons en gee vir ons die woorde en laat U krag deur ons werk. Here, dankie vir hierdie oggend. Dankie dat U hier by ons is en dat U vir ons wil toerus. Dankie vir die vrede in my hart, vir die sekerheid wat ek het. Ek wil vir mense daarvan vertel. Kom help my, o Heilige Gees. Maak my 'n getuie. Amen. Iemand sê vir my, hy kom van hierdie wêreld af, praat gister met my, toe sê hy hoor dat die boere kan nie in die landerye inkom nie. Dit is nog so nat, hulle kan nie stroop nie. Ek weet nie of het nou nog so waar is op al die plase nie. Maar hy sê, hy dink is 'n baie goeie ding, want dan moet die boerekerk toe kom hierdie naweek. Dan kom die boerekerk toe, dan vertel die boer vir my, toe hy op pad hierheen is toe, laat weet hulle om die beeste is in die landerye. Maar welkom, ons bly almal is hier, weet, dit kos 'n besluit om te kom, is nie altyd so maklik om alles te los by die huis, ook nie, vir alles wat op 'n plaas is. Maar ons weet hierdie dag, is die Here se dag wat ons hom vertrou. Ek wil net sê, Linda, hulle het my kom vra, toe sê ek, jy sal na hierdie diens met die kaartmasjien agter wees by die boeke, so as iemand 'n boek wil hê, kan jy net by Linda se tafel 'n draai maak, sy is staan by die kaartmasjien. Nou, ons weet dat die Here 'n opdrag gegee het vir elkeen van sy volgelinge. En dat ons moet weet dat ons getuies is in God se oë. Hy red ons nie om ons net hemel toe te vat nie. Hy kom nie in ons lewe en maak ons wedergebore kinders van God om hemel toe te gaan nie. Anders was almal van ons wat al ons lewe vir die Here gegee het, nie meer hier nie, dan was ons in die hemel. Maar nou kom die Here en hy werk in ons hart en hy maak ons sy kinders en dan los hy ons hier op aarde vir 'n tyd. En die vyand weet dat dit die mense is wat hy moet probeer keer, dat hulle net nie hulle mond oopmaak nie. Dat hulle nie sal getuig nie. Want jy sien, die stryd waarin ek en jy is 'n stryd waarin die vyand sal wil keer dat Jesus se goeie nuus, sy boodskap, uitgaan na ander mense. Dat mense tot bekering kom. Dat hulle uit die duisternis uit wegbeweeg na die lig toe. Ons het 'n vyand van die duisternis, die prins van die duisternis, wat dit sal wil keer. En daarom dat ons bonatuurlike bekragtiging en leiding en toerusting nodig het deur die Heilige Gees om vir ons wysheid en insig te gee om vir die Here te kan werk. Ek onthou deel van my roeping as predikant was gewees dat ek by 'n punt in my lewe gekom het wat ek net besef het, dis wat die Here wil hê. Ek moet vir hom 'n getuie wees. En ek het net al genoem ook hoe dat ek so passie in my hart gehad het om vir mense te vertel van Jesus. Maar ek het net nooit daarby uitgekom. Ek het so begeerte gehad om te getuig. Nou hoor ek van my maats in my 5de jaar byvoorbeeld, vertel van studente wat na hulle kamer toe gekom het om hulp te vra en dan het hulle hierdie mense gehelp om tot bekering te kom. En ek vir die Here sê, hoekom doen nie dit nie by my nie? Hoekom stuur nie ook mense oor my pad nie? Ek wil so graag, dis waarvoor ek my lewe gegee het, dis waarvoor ek predikant wou word, om vir mense die goeie nuus te vertel dat daar vir hulle vergifnis en nuwe lewe is.
nadat die Here in my lewe vir my by 'n punt gebring het om te besef, net deur sy gees kan ons getuig en effektief getuig. Ons kan soos die Fariseërs godsdienst praat van die oggend tot die aand. Maar om mense geestelik te help, dit is die werk van die Here self. Maar hy soek instrumente, hy soek mense. Dis waarvoor hy volgelinge het, dis waarvoor hy sy volgelinge opdrag gegee het, want die engele, vertel hulle, was so opgewonde, toe Jesus in die hemel inkom, na sy hemelvaart, dat hulle gejuig het en almal rondom hom geskaar het en gesê, wat het alles gebeur? Toe sê hy, ek het aan die kruis gesterf en die offerlam van God geword. Ek het die offer gebring vir die sondes van 'n verlore wêreld. Nou is daar vir hulle 'n nuwe lewe. En hulle hoef nie weer in die oordeel te kom nie. Toe sê die engele glo, maar kan ons dit vir almal gaan vertel op die aarde? Kan ons hierdie goeie nuus gaan vertel? Sê Jesus, nee, ek het 'n ander plan. My plan is dat my volgelinge wat op aarde is, hulle sal dit vertel. En die engele sê, nou hulle doen dit nie. Sê Jesus, ek het nie 'n plan B nie. Was nie 'n ander plan nie. God se plan is om deur ons hierdie goeie nuus te vertel. En daarom het Jesus ook gesê, moenie jou lig, wat ek in jou hart aan die brand gesteek het, onder 'n maatemmer gaan wegsteek nie. Nou, 'n maatemmer was so 'n busy mandjie wat hulle gevlek het. En dan meet hy presies, sê nou maar 'n kilogram meel af. En as jy nou 'n lamp, nou hulle lampe was soos ons kerse. Dit was 'n lewende vlam. Nie elektrisiteit nie. So hulle het 'n klein lampie met 'n vlam. Was hulle lig gewees. En as jy nou jou lig vat en jy sit onder 'n maatemmer, dan gaan een van twee goed gebeur. Of hierdie vlammetjie gaan smoor en doodgaan, of die mandjie gaan aan die brand steek. En dan gaan dit 'n groot vlam wees. So die Bybel wil vir ons leer, Jesus sê, moenie jou lig onder 'n maatemmer wegsteek nie. Maar laat ons sit dit op 'n stander, dat mense dit kan sien. Mense moet sien jy's 'n Christen. Hulle moet dit agterkom, hulle moet dit beleef. Dit moet uit jou lewe uitstraal. Hulle moet dit hoor. Jy moet nie maar net dat hulle sê, weet jy, daai moslim is so 'n wonderlike mens. Hy is eintlik 'n voorbeeld vir ons Christene. As jy ook maar net so goed leef soos hy, wat is die verskil? Die enigste verskil wat daar is dat jy vir hulle kan vertel, wat het in jou lewe gebeur en hoe het jy verander en waarvoor lewe jy, en dat dit nie is om jouself goed te laat lyk nie, maar dit is om vir Jesus te lewe. Ek onthou, nadat ek duidelikheid gekry het in my finale jaar oor, ek sal môre 'n bietjie daaroor ietsie deel, oor wat dit beteken om vervul te word met die Heilige Gees. Het ek vir die eerste maal was ek by 'n punt gewees dat ons gaan stranddienst hou het by Walnuiskraans en ek opgewonde was, want nou weet ek, die Gees van die Here is in my, hy het gekom om ons te help om te getuig, so ek sien so uit na hierdie tyd wat ons mense daar by die see gaan vertel van Jesus. En na die eerste aand, na ons byeenkoms, nooi ons mense uit, en jong mense, om na die tent toe te kom, as hulle enige vrae het oor die Here of oor die Bybel. En hier kom iemand toe. Ek is so opgewonde, ek vat hom aan die tent, ons sit so weerskante van so 'n bliktafel, en ek begin vir hom verduidelik, maar ek praat sy ore van sy kop af, ek vertel vir hom alles wat ek weet, wat ek al geleer het in die Bybel oor Jesus, en alles wat ek weet, wat ek ek sien hierdie ou roer nie, ek sê ek moet hom nou 'n bietjie teologie gee, en ek het klomp goed wat ek in die klas geleer het vir hom, maar ek sien hierdie ou staar voor my uit, hy roer nie. En ek besef dit nou dat ek niks meer te sê nie. Wat kan ek nog vir jou sê? Ek kan hom nie help nie. En ek sit voor my en ek is 'n oomblik stil en ek sê net hier in my hart, Here, ek kan hom nie help nie. Ek kan nie sy hart verander nie.
asseblief Here, kom doen U dit. En ek het so rukkie voor my gesit en bid, toe sien ek hier val 'n druppel, kyk op, toch die tente is ook so stikkend, dit reën seker hier buite. Toe sit 'n traan, wat uit sy oë op die tafel druk. En van toe af het die gees van die Here net oorgeneem. Ek vra toe vir hom, waaroor is die hartseer? En toe begin hy vertel van sy lewe. En ek bly stil, en ek bid net, ek sê, Here, gaan aan werk in sy hart. En die gees van die Here het die vir hom gebring by 'n punt, dat hy alles bely het, en toe sê ek, maar weet jy, nou het ek vir jou goeie nuus, Jesus kan dit regmaak, hy kan dit vergewe. Wil jy nie vir hom vra om jou lewe in te kom nie? Ek sal nooit daardie oomblikke vergeet, toe ons klaar gebid het, en hierdie gesig straal, en hier is vrede in sy hart. En hy sê, dankie Jesus. Dis die, van toe af, was dit vir my die belangrikste ding wat ek ooit kon doen. Van toe af wil ek amper sê, toe is ek gehoek vir Jesus. Want dit is wat ek graag wil doen. Dit is vir my die belangrikste ding wat daar is. Is om vir mense van Jesus te vertel. En te sien hoe Jesus in hulle lewe oorneem en hulle lewens verander. Maar nie die duiwelse teorie glo dat jy is nou oud en het is nou klaar, jy het nou alles geleef en alles gekry wat jy moes kry, jy het nie nou meer iets geestelik oor nie. Nee, die feit dat jy asem het en leef en hier is dat die Here vir jou wil sê, ek is nie klaar met jou nie. Ek het 'n plan met jou lewe. Dis waarom Jesus gesê het, as ek nou weggaan, onthou net my laaste opdrag vir julle. My sterwensbegeerte is. My opdrag is, gaan nou en vertel vir mense die goeie nuus. Gaan vertel vir hulle, daar's vir hulle vergifnis en nuwe lewe. En die Here leef en hy kan dit vir julle kom gee. Hoekom moet ons getuig? Paulus sê, weet jy, ek kan eintlik nie meer stil bly nie. Want die liefde van Christus dring my. As ek besef wat God vir my gedoen het, hoe kan ek daaroor stil bly? As ek besef dat ek die oordeel van God verdien, en ek is vry daarvan, en ek het 'n nuwe lewe. Is dit nie die grootste begeerte dat ander dit ook sal kry, dat hulle ook hierdie vergifnis en hierdie vrede en hierdie nuwe lewe sal beleef? Kan ek dit vir myself hou? Daaroor sê Paulus, die liefde van God dring my. Wauw, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het, vir ons sonde te sterf. Ek moet dit vir mense vertel. Dit gaan hulle lewe verander. Hoe kan ek mense sien wat op pad hel toe is? Daarom dat Jesus ook gesê het, moenie jou skaam vir my nie. Matteus 10:32 sê, as jy jou skaam vir my, sal ek my skaam vir jou, voor my Vader in die hemel. As jy my bely voor die mense, sal ek jou bely voor my Vader in die hemel. Dis 'n eienskap van God se kinders. Hulle is nie skaam om te sê wie hulle pa is nie. Hulle is nie skaam om te sê dat hulle verander het nie. Dat hulle sondes vergewe is nie. Dat hulle kind van God geword het. Dat hulle sekerheid het dat hulle 'n kind van God is. Dat hulle die ewige lewe het. Dis die grootste, wonderlikste nuus. Jy moet dit vir iemand vertel. Vir wie het jy dit al vertel? Ek weet van iemand wat gesê het, kom ons haal ons selfone nou allemaal uit. Stuur gou vir iemand 'n WhatsApp, wat jy dink graag sal wil hoor, en moet hoor, dat jy sekerheid het. Stuur hy WhatsApp, sê dit vir iemand, voor die vanaand dat jy gaan slaap, moet jy vir iemand sê, weet jy, ek het hierdie sekerheid in my hart. Ek gaan die Here se naam nie verloon nie. Ek gaan nie skaam wees vir hom meer nie. Ek gaan sy naam bely. Wat is die evangelie? Evangelion in die Grieks beteken goeie nuus. Party mense sê, ek luister nie meer
televisie of radio nuus nie. Dis net negatief. Dis net slegte nuus. Hier is die goeie nuus. Daar's nuwe lewe, daar's 'n ewigheid, daar's die heerlikheid van God, daar's die hemele, en dis vir jou. En dis verniet. God wil dit vir jou kom gee. Party mense sê, ja, maar ek hou nie van getuig nie. Want hy dink getuienis beteken om iemand in die skouers te vat en te skud en te stry en te beklei met iemand. Dis nie getuig nie. Getuig beteken, ek vertel net wat gebeur het. Een was van die plaaswerker wat die boer se bakkie gerol het en kom vra hulle van wat het hier gebeur. Al wat hy kan doen is getuig. Hy kan net sê, hier het die bees voor my ingeloop, dat ek het uitgeswaai, dit het gebeur. Ek kan maar net vertel wat gebeur het. Ja, natuurlijk het hy nou ook gesê, het jy seer gekry? Sê, nee, die oupas is nog nie hier nie. Getuienis is om die saad te saai. Jesus het vertel, hy sê, die saad van die ewige lewe is die woord van God wat ons saai. En waar daai saad val, dan groei dit en dit dra vrug. Ons moet net die saad saai. Ons hoef nie iemand te vat en te skud en te stamp teen die muur tot hy sê, ja, goed, ek is jammer, of dit of dat nie. Getuienis beteken net om die saadjie in sy hart te plant. Ek onthou, daar in Pretoria se middestad het ons daar in die eerste inkoopsentrum en die kerkharmonie was net daar langs aan die park daai tyd. Ons het 'n koffiekamer gehad daar in die kerk en dan het van die jong mense wat in die sentrum daar kom kuier en ons met hulle gesprekke gehad oor hulle lewe en baie het tot bekering gekom. Maar een van die dinge wat ek nooit sal vergeet nie, is dat 2 jong mense kom terug en hulle sê, ons is klaar met getuig. Ons het vanaand daar 'n ou gekry wat sit die park ronddwaal en toe ons vir hom vra, meneer, kan ons net vir jou 'n vraagie vra? Is jy 100% seker as jy vanaand sterf, gaan jy hemel toe? Hy sê, hy het ons uitgetrap en weggejaag en sê, niks met julle te doen nie. Wat pla julle my in? Hy het ons sleg gesê. Ons is nie vir getuig nie, ons is net klaar, ons gaan nie weer hier toe kom nie. 2 weke later, klop maar iemand by huis, pastorie was langs die kerk. Maak die deur oop, hier staan weer 'n man, wat ek van geen kant ken nie. Ek was toe al reg met my praatjie, want hulle kom al geld om drank te gaan koop. So ek sponsor die ouens daar in Burgerspark se drinkprogram. Doen dit nou nie meer nie. Geef hulle brood en kos. Hy is so kwaad, hulle gooi dit daar in die bos as hulle loop. Maar hierdie man, ek is reg met my praatjie, ek sê vir hom, wat kan ek vir u doen? Hy sê, kan jy my help om die Here te vind, want ek wil hemel toe gaan. Ek val op my rug, ek dink, is dit nou 'n nuwe aanslag van die boemelaars hier so in die middestad? Maar ek sien die man is opreg en ons gaan in die studeerkamer in, ons begin praat. Ek sê nou, maar hoekom pla dit jou? Is jy reg? Is dit regtig so? Is jy bekommerd oor jou ewigheid? Hy sê, ja. Hy sê, daar was nou die aand, was ek hier in Sunnypark rondgeloop en hier vra 2 jong mense vir my of ek seker is dat ek hemel toe gaan. Ek het hulle uitgetrap en weggejaag. Maar weet jy, ek kan hy nag van toe af nie ordentlik slaap nie. Ek is te bang oor die straat te gaan, want daai saad, hy het weer toe nie, die saadjie wat hulle in sy hart gesaai het begin groei. Nou loop en dink hy die hele tyd oor die hel, en hy dink oor die oordeel van God, en hy dink oor sy lewe. En toe besef hy weet langs die kerk woon nie dominee. En toe kom vra hy al. Onthou ons het daar so by 'n bank gekniel, en hy het net uitgebars, en sy sondes bely, en voor die Here reg gemaak. En ek is so gewens, ek kon daai 2 jong mense weer in die hande kry te sê, moenie dat die vyand julle moedeloos maak, omdat iemand jou weggejaag het nie.
Jy het die saad gesaai. Jy het hom laat dink oor die ewigheid. En hy kon nie rus en vrede kry, totdat hy sy hart vir die Here gegee het. Ons moet net die saad saai. En ons moet bly bid. Miskien is daar 'n kind van jou wat oor wie jy bekommerd is. 'n Suster, of 'n ouer, of wie ook al. Iemand daar in jou leefkring, op die plaas of by die huis, of jy weet daai persoon is nie reg nie. Is nie gereed om die Here te ontmoet nie. Of jy wonder daaroor. Jy kan nie gaan oordeel nie, maar jy kan gaan vra, is jy seker? En jy kan dan help, of jy kan 'n saadjie plant. Baie mense dink as jy vir Jesus wil laat inkom in jou lewe, is dit net om beter te voel, of om jou verlede weg te vat. Ek het vreeslik droog gemaak aan my huwelik, ek was ontrou hier, ek was hierso met verslawing deur mekaar, ek het hierso dronk gewees. Here, ek wil net hierdie goed wat my gewete pla afkry, so maak dit net skoon asseblief. Vergewe my net, maar ek wil nie verander nie. So dit help nie, jy wil nie net hê Jesus moet jou verlosser wees, wat jou losmaak van jou sonde nie. Hy wil die Here wees, wat nou die kroon in daai sirkel, nou jy moet die kroon draai, moet die koning wees, hy wil jou lewe beheer, hy wil Here wees, and if he's not Lord of all, he is not Lord at all. Hy wil inkom as Here wat jou lewe se beheer oorneem. Daarom is die vraag, wil jy regtig hê Jesus moet in jou hart inkom? Kan hy kom verander wat hy wil? Kan hy met jou maak wat hy wil? Kan hy jou stuur? Nes hy wil. Sal jy gehoorsaam wees? Of gaan dit net oor jouself, in jou eie oog, met 'n trots en belangrikheid? En jou gemaksig, en soos jy graag dit wil hê. Baie mense dink die Here Jesus is soos die huishulp. Sy moet net inkom in die huis, sy moet alles mooi afstof en skoonmaak, die vloere vir jou en regmaak, en dan moet sy gaan. Laat sy nou net my raaie begin of my kaste begin regpak, dan is daar moeilikheid. Om goed uitgooi, dan is daar moeilikheid. Sy moet weet, sy is die ene wat moet kom skoonmaak. Sy moet nie nou hier wil kom oorvat in my huis nie. Ek is die baas. Ek is die Here van my lewe. Sien, baie keer wil ons sê, die Here Jesus moet ook net kom en skoonmaak en ons los. Wil nie hy moet ons verander nie. Ons wil nie nou begin verander en begin doen wat hy sê nie. As hy ons stuur, het ons argumente. Ons sê hy is Here, maar ons doen dit nie. Nie elkeen wat Here, Here sê sal in die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. Ek het net 'n verduidelik getuig, is om te vertel wat daar by die bakkie se rol gebeur het, of wat in jou krisis, of wat jy beleef het. Dit is net om te sê wat Jesus vir jou gedoen het. En wat 'n wonderlike getuienis het jy nie? Weet jy, ek was by hierdie paaskonferensie. Weet jy wat het net vir my duidelik geword? Kan ek vir jou vertel my persoonlike storie, wat die Here vir my kom doen het, en wat hy weer kom bevestig het. Dis getuig. Die groot vraag is, mense sê, ek wil getuig, maar ek weet nie hoe om te begin nie. Nou die eenvoudige antwoord is net, onthou, getuienis is die Here se werk. Bid meer as praat. Vertrou dat die Gees van die Here jou sal help en vir jou die regte antwoorde en die regte woorde sal gee. Soos Petrus en Johannes, Jesus het vooraf hulle ook gesê, as julle in situasies beland, moenie julle bekommer oor wat julle moet sê en wat julle moet doen nie. Want in daai oomblikke sal die Heilige Gees dit vir julle gee. En dis presies wat gebeur het. Daar staan hier die skrifgeleerdes verstom en sê, is dit nie hierdie eenvoudige vissermanne nie? Hoor hoe getuig hulle, hoor hoe praat hulle. Hier, hulle het 'n gesag en autoriteit en 'n wysheid en kennis waar kom hulle nou aan? Dis hoe die Here jou wil gebruik. Dit is belangrik, mense kyk hoe jy leef. Mense sien as jy met hulle begin praat
praat jy op hulle neer, kyk jy van die hoogte, distansieer jy van hulle, jy wil hulle reg sien en vir hulle sleg sê. So jou liggaamstaal praat harder as jou woorde. Hierdie aggressiewe houding, hierdie gluur in jou oë, hierdie dit of dat van jou liggaamstaal, hierdie getik op die tafel, hierdie rondtrappery, hierdie afsydige loop, wat het jy nou weer gedoen? Ek lus vir jou nie. Jy sê goed deur jou liggaamstaal. Tuurlik as jy skree, kwaai is en hard praat, dan hoor daai ou net dit. Hy hoor nie die liefde van die Here nie. Hy sien nie vriendelikheid nie. Jy sê vir hom die Here is lief vir hom, hy sien dit nie, hy beleef dit nie. Aanknopingspunt is 'n belangrike ding. As jy nou gaan kyk ook, die Here stuur goed oor jou pad. Iets wat in die nuus gebeur het, iets wat jy by kan aansluit. Iets oor Paasfees. Dis die maklikste manier om 'n aanknopingspunt te kry oor Paasfees. Waaroor gaan dit? Wat? Nee, ek was by 'n konferensie. Nou wat het julle daar gedoen? Jy het hom in die wip. Jy het hom gevang. Daar's 'n aanknopingspunt. Begin vertel iets van jou kant af. Vra 'n vraag. Baie keer het iemand 'n kruisie om sy nek. Weet jy wat dit beteken? Het jy dit nou juist net vandag vir Goeie Vrydag aangesit? Nee, ek dra het elke dag. Wat beteken dit vir jou? Baie mense het hierdie what would Jesus do bandjies. Daar's soveel maniere wat jy by dinge kan. Mense praat baie maklik oor die dood. Dus die volgende vraag is dat jy wil vra. Maar jy gedink oor die dood. Hoe dink jy? Hoe dink jy oor jou dood? Jy sien, ergens moet ons nie dat die vyand ons weghou van bietjie persoonlik praat nie. Nee, ons sal praat oor die kerk en die godsdienst en daardie mense. Maar ek wil by jou hoor, hoe voel jy hieroor? Het jy sekerheid? Vertel vir my bietjie, waar jy die Here ontmoet het. So, jy sien die belangrike ding is om vrae te vra. Dat, jy gaan nie mense beskuldig nie. Jy gaan vir hulle vra of hulle sekerheid het. Jy gaan vir hulle vra of hulle vrede het. Is hulle sondes vergewe? Hoe weet hulle dit? Is hulle 100% seker? Miskien is dit 'n vraag oor die Bybel. Miskien is dit 'n vraag oor die kerk. In plaas van skinder en sleg goed, kan jy dadelik sê, waaroor gaan dit in die kerk? Waaroor gaan dit in die Bybel? En dan verduidelik jy, wat is die kernboodskap van die kerk se taak, van die Bybelse boodskap? As jy aangrypende gaan lees 'n slag by bietjie Johannes 4. So 'n mooi voorbeeld hiervan. Jesus is moeg. Hy wil nie saam winkel toe gaan nie. Hy sê, ek wil liewers hier onder hierdie dadelpalm, wil ek bietjie die skadu weer lê. Ek wil net bietjie slaap, net bietjie rus. Ek is moeg. Ek is nie nou lus vir mense nie. En dan kom daar 'n vrou wat water skep. En dadelik sê die Gees in sy hart vir hom, vra Vader, reik uit na haar. Hy vra, hy gaan na haar toe. Hy sê, geef my 'n bietjie water. Sy sê, wat? Jy's 'n Jood. Jy het nie 'n skepting nie. Jy het nie 'n beker nie. Jy weet, julle Jode en ons Samaritane, ons drink nie uit dieselfde bekers nie. Begin sy stryd. Nou wil sy 'n storie maak, 'n politieke, rassistiese storie maak. En dan kon Jesus lank met haar gestry en geredeneer en gepreek het. Maar Jesus wil haar hart bereik. En dan het sy die volgende storie, maar wie is jy nou eintlik? Weet jy, hierdie put is deur ons voorvader, Vader Jakob gegee. Wie is jy nou? En dan kon Jesus begin redeneer het en homself verdedig en verduidelik het, hy is die koning se seun, die koning van die konings, die Heer van alle Here. Hy redeneer nie met haar, hy verdedig nie homself nie. Hy wil by haar hart uitkom. Dan hardloop sy nog hierdie kant toe en daai kant toe. En op 'n stadium sê hy, gaan op jou man. Dit nie 'n man nie. Jy sien, die Gees gee vir hom, vir Jesus, 'n woord van kennis oor hierdie vrou. Sê, ja, ek weet.
Niemand het vir hom van haar ooit iets gesê nie. Maar die Gees sê van, jy het 5 mans gehad. En een met wie jy nou saam bly, is ook jou nie. Toe is die storiekie verby. O, jy lyk vir my 'n profeet. En Jesus sê vir haar, geef my water. Maar weet jy, ek wil eintlik vir jou water gee. Gebruik jy die water as aanknopingspunt om wat sê, ek sal vir jou water gee, dat jy in die ewigheid nooit weer dors word nie. Ek sal hierdie drang en hierdie soeke na liefde sal ek kom bevredig. Ek sal vir jou geestelik so kom vul, dat jy nie meer sal rondhardloop na mans nie. Ek sal vir jou kom gee van hier ergens. Ek sal vir jou die help om met die Vader uit te kom, met sy groot liefde. En dan help Jesus haar om hierdie water te kry. En die water wat ek vir jou gee, sê Jesus, vir haar sal in jou binneste 'n fontein word, wat begin opborrel. En die Gees sal in jou binneste begin oorloop na ander. Hierdie lewende water gaan mense se lewens om jou voet en verander. Jy gaan sien die wonderwerke wat hierdie water verrig. Die Gees van die Here gaan dit kom doen. En dan sien ons dis wat gebeur. Sy los haar kruik te water daar in sy hardloop dorp toe. Die dorpie Sigar sê sy vir hulle, kom julle, kom, vir julle vat na die Messias toe. Hierdie vrou vind die Here en sy word dadelik 'n getuie. En die fontein begin oorloop. Jy sien, die vraag is, jy sê miskien ook, jy weet nie wat om te vertel nie. Wat het daai disippels, daai 120 wat in die bovertrek was na Jesus se kruisiging? Nou sit hulle in wag. Hulle wag vir die koms van die Heilige Gees om hulle toe te rus. Toe die Heilige Gees hulle harte vul, begin hulle soos fonteine oorloop, begin hulle praat oor Jesus. Wat 'n opleiding het hulle gehad om te getuig? Nee, hulle het maar net vir die mense gaan vertel. Ons het net vir julle sê, die Jesus wat gekruisig is en gesterf het, hy het uit die dood opgestaan, hy leef en hy het my sonde vergewe, hy kan jou nou ook vergewe, hy het my 'n nuwe mens gemaak, hy kan dit vir jou ook doen, hy leef, hy's hier, kom ons vra vir hom, dan sal hy in jou hart ook inkom. Dit was hulle opleiding, net getuig van wat in hulle eie lewe gebeur het, so eenvoudig soos dit, so maklik, enige een kan, daar's een ding wat jy kan doen, al praat jy min of moeilik of wat, kan jy vertel wat Jesus in jou lewe gedoen het. En daaroor moet ons nie stil bly nie. En as daar geen manier is dat jy kontak kan maak om te begin, vra net vir iemand, of hy seker is dat hy hemel toe gaan. Vra net vir iemand, waarom hy glo Jesus, sal hom in die hemel inlaat, as hy seker is. Vra daai 2 belangrike vrae. Is jy seker dat jy in die hemel toe sal gaan as jy sterf? En wat sal jy vir die Here sê, hoekom moet jy jou inlaat? Nou, daar's 2 antwoorde. As jy die vraag vir iemand vra, is jy 100% seker as jy sou sterf in die hemel toe sal gaan? Dis die belangrikste vraag. Dit is regtig die belangrikste vraag wat jy vir iemand ooit kan vra. Die vraag is jy seker jou man gaan hemel toe? Is jy seker jou vrou, jou kind gaan hemel toe? Is jy seker jou ma of jou pa? Hoe gaan jy uitvind? Jy kan hulle moet vra. Vra jy die belangrike vraag vir hulle, is jy 100% seker? Nie 80 nie, nie 90, is jy 100% seker? Nou wat kan hulle antwoord? Hulle kan sê, ja. Want hulle is seker. Hulle is, as jy nou moet diagnoseer, dan sal jy sê, hierdie ou het sommer spontaan maklik gesê, ja. Hy is oortuig. Of hy sê, jy vra vir hom, is hy seker? En sê hy, wel, ja, interessante vraag. Hy is seker nie. As iemand vra of hy seker is, en hy begin allerhande ander stories praat, hy antwoord nie jou vraag nie, probeer hy uit die ding uitkom, hy is nie seker nie. Hoe weet jy of hy regtig seker is? Jy vra hom 'n tweede vraag.
Hy sê, hy is seker hy sal hemel toe gaan. Nou wat sal jy by die hemelpoort sê? Hoekom moet hulle jou in die hemel inlaat? Wel, ja, dan luister jy vir een van twee. Of hy sê hy sal in die hemel ingaan oor wat Christus vir hom gedoen het, of hy gaan vertel wat hy gedoen het. En as dit sy goeie werke is, dan weet jy, hy sal nie in die hemel ingaan nie. Slegs Christus kan sonde wegvat. Ek kan begin goeie dinge doen, vat nie my sonde weg nie. Ek kan begin kerk toe gaan, ek kan begin Bybel lees, ek kan begin godsdienstig wees. Dit vat nie my sonde weg nie. Net Jesus, as hy in my lewe kom, kan hy my reinig en verlos. Net Jesus kan. So jy luister wat hy sê, hoekom moet die Here jou inlaat? Waarom sal jy sê, moet jy ingaan in die hemel? Wel weet jy, ek is 'n sondaar en die Here het my sonde kom wegvat. Ek sal nie weer in die oordeel kom daarvoor nie. Hy het my vergewe. Hy het my sonde en my straf op hom geneem. So is dit Christus, dan weet jy, hy is seker. Sê hy egter, ek het dit gedoen, ek het dat gedoen, ek het hierdie goeie dinge gedoen. Jesus sê, nie elkeen wat vir my Here, Here sê, sal in die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader. Baie sal in daai dag sê, maar het ons nie in U naam dit gedoen? Het ons nie in U naam gepraat, het ons gepreek, of was by daai wondergenesing, ons was by die duivels uitdrywe. Hy sê in daai deel in Matteus 7 vers 21 tot 23, hulle sal kom met baie verskonings. En sê, maar ons het dan oralste gewees. Sê Jesus, gaan weg, ek ken jou nie. Ek het nie 'n verhouding met jou nie. Jy's nie my kind nie. Jy's nie wedergebore nie. Jesus het in jou hart gekom en deur sy gees jou 'n nuwe mens gemaak. Hy het jou nie gered nie. Jy het jouself probeer red soos die fariseërs wat godsdienstige dinge gedoen het en as hulle geld gee dan blaas hulle basyn voor hulle uit. As hulle sorg dat hulle die gebedstye op die hoeke van die strate is, dat almal kan sien hoe vroom hulle trek hierdie vroom kerkklere aan, al die tosseltjies en al die goed, en hulle is vreeslik oor die Sabbatdagse wette, en hulle kom al 613, wat hulle nog bygeskryf het, hulle lewe so goed soos kan kom, dan sê Jesus vir hulle, julle addergesnag, julle is met die duivel, julle is nie uit die gees van God wedergebore nie. En as jy, Nicodemus, met al jou godsdienstigheid, nie weergebore word nie, sal jy nooit in die hemel kom nie. Johannes 3 vers 3. En dan weet jy, al kan jy net vir 'n persoon so ver help, vir ons sê, is jy seker? En as hy sê ja met oortuiging, dan kan hy vir jou vertel, sê vertel vir my van wanneer of hoe dit gebeur, of van wanneer af het jy hierdie sekerheid. Dan praat jy so lekker oor die Here. En dan help jy om geestelik te groei en verder te gaan, in te skakel, meer betrokke te raak in die kerk of wat. Sê hy, nee, hy is nie seker nie, of hy sê, ja, hy dink so, maar is eintlik maar onseker, jy het hom gehelp om daai twyfel te erken. Dan sê hy, maar kan ek vir jou wys hoe mens seker kan wees? Nou verduidelik jy vir hom die evangelie op 'n eenvoudige manier. So dit is die groot vraag. Weet jy wat jy vir iemand moet sê? Hoe verduidelik 'n mens die evangelie? Wat is dit wat jy vir hom moet sê? Kom ek wys vir jou 'n paar maniere hoe jy die evangelie vir iemand kan verduidelik. Dan gaan niemand van julle meer verskoning hê na vanoggend nie. Party mense vertel die evangelie aan die hand van jou hand. Nou goed, elke vinger stel iets voor. Nou as jy hierdie vinger wys op hemel toe. So die eerste punt wat jy iets vir hom moet sê is, onthou, die ewige lewe wat God het jou lief, hy wil vir jou die ewige lewe gee, dit is 'n geskenk, jy moet dit net ontvang, so dit is die eerste ding, jy word deur God se genade gered, deur die geskenk, wat hy vir jou gee, van vergifnis, wat hy kom bewerk, en die ewige lewe, wat hy vir jou kom gee, deur sy gees. So dit is die eerste ding, jy moet vir hom vertel van God se liefde, en hierdie vinger wys op hoe toe. Dan die tweede vinger, hierdie vinger is die, hey, wat het jy gedoen? Kyk nou net wat jy gedoen het. Dis sonde. Jy moet iets sê oor sonde. Wat leer die Bybel oor sonde? Die Bybel sê, ons sondig in ons gedagtes, in ons woorde, in ons dade. En ons sondig deur te versuim, deur ongehoorsaam te wees, deur vir onsself te lewe en nie te lewe vir die Here nie.
So jy moet vir hom verduidelik, wat sê die Bybel oor sonde? God haat sonde, hy sal sonde nie in die hemel inlaat nie. Jy sal van jou sonde moet verlos word. En die derde is nou die langste vinger, dis die langste, die grootste van alles is God. So jy moet vir hom iets sê oor God. Want God is liefde, maar hy is ook regverdig. Hy haat sonde. Hy sal sonde nie ongestraf laat nie. Jy sal met sonde nie in die hemel kan ingaan nie. Dis waarom Jesus aan die kruis gesterf het. Want dis die volgende waarheid. Hier is my ringvinger, die hemelse bruidegom. Wat het Jesus vir jou kom doen? Hy het vir jou sonde aan die kruis betaal. Hy kan dit wegneem, hy het die dood opgestaan. En dan die pinkie, kleinste van almal, is die kleinste mosterdsaadjie van geloof, dan word dit vir jou 'n werklikheid. So onthou, geloof, soos van 'n mosterdsaadjie. Wat is geloof? Ek kan vir jou sê, hierdie is goeie medisyne. Ek is die dokter, jy kom na my toe, ek sê, goed, jy het hierdie sondeprobleem, Jesus is die medisyne, dis die antwoord, jy moet dit drink. Die ou gaan huis toe, dokter het van gesê, jy het 'n hartprobleem, as jy weer hierdie benoudheid voel, vat een van hierdie wit pilletjies, sit dit onder jou tong, sal verhoed dat jy hartaanval kry. Dankie dokter. Wat lyk jy so skepties, vra die dokter. Sê dokter, ek weet nie hoe hierdie pilletjie die ding gaan doen nie, dis baie erg hy pyn. Hy sê nie, maar glo nou. Wat ek vir jou sê, hier staan dit in die mediese handboek. Dis die regte medisyne. Glo dit net. Nou wat beteken geloof? 'n week later kom die dokter, hy skryf 'n doodsertifikaat daar in sy huis en sy bed vir hierdie ou uit. Hy vat die bolletjie uit tel, hy sê hy is nog steeds 36 pilletjies in. Hy sê hierdie ou het gesê hy glo, maar as hy geglo het, dan het hy die pilletjie gevat en onder sy tong gesit. Hy het nie geglo in die pille nie. Want sien, as jy glo, dan neem jy in, en dan neem jy aan, dan neem jy vir Jesus in, dan gee jou lewe aan hom oor, en gee jou lewe oor aan hierdie medikasie, jy drink hy pil, en nou begin hierdie chemiese uitwerking in jou liggaam, en begin dit gesond word, of begin jou verander, begin vir jou hartaanval verhoed. Maar jy moet verstaan, geloof is nie net kennis. Die duiwels glo ook, sê Jakobus 2 vers 19, hulle glo dat God bestaan. Hulle glo dat hy aan die kruis gesterf het, hulle weet het, hulle was in die helse oorlog. Maar ware geloof is nie net kennis nie, dit is om hom aan te neem. Dit is om die pil te drink. Nie net te weet van Jesus nie, maar om aan te neem. Maar ek wys vir jou nog 'n manier. As ek nou vir jou illustrasie sou gee, wat is hierdie? Dan het ek vir jou verduidelik, die eerste vinger wat opwys, is God se genade, hy wil vir jou iets gee, dit is soos 'n geskenk, ek het nou vir jou 'n kaartjie gegee, dit is 'n geskenk, jy hoef nie te betaal hiervoor nie, jy kan hom net vat, dit is verniet. Dis hoe die ewige lewe is. Jy hoef nie eers te sê, maar ek sal nou hierdie goeie dinge doen, en ek sal nou hierdie goed los, en ek sal nou al meer en meer dit doen, dan sal ek die geskenk ontvang. Nee, jy gaan dit nie verdien ooit nie. Jy wil dit net ontvang. Dis 'n geskenk. Geskenk beteken, jy betaal nie daarvoor nie, jy ontvang het net. Dieselfde met, as jy vir iemand sê, hy is 'n sondaar, nou mense dink nie hulle het sonde nie, want hulle vergelyk hulle met ander en nie met wat die woord sê nie. Weet jy dat een sonde is genoeg om jou verlore te laat gaan? Iemand vertel, hoe maak jy 'n omelet? Nee, ek maak nou vir die hele gesin, maak ek 'n groot omelet, so ek vat 5 eiers, ek breek hulle, en die 6de ene breek ek, gooi toe ek om, breek en hy inval tussen die ander, te sien ek hoe ene hy is vat. Nou wat nou? Ag nee, wat ons klits het maar net deur mekaar. Daai ene sal niks maak. Nee, gooi al die eier weg. Want daai een sonde het jou hele liggaam besoedel. Maar die een sonde is genoeg om jou in die hel te laat beland. En dan sê jy, maar ek het nie baie sonde nie. Ok, kom ons sê jy 3 sondes 'n dag.
Die eerste sonde is, jy het vanmôre opgestaan, jy was net nie jou eie ding in jou selfoon besig, jy het nie tyd vir die Here gehad, jy het nie gebid nie, tyd vir die Here gehad nie. Tweede ding is, toe jy opstaan, toe val jy so oor jou vrou se skoene, en toe skel jy op haar, toe skree jy oor haar, en sê, goed, altyd let op. Miskien sit anders om die man. Ok. Die derde ding is, sê nou maar, jy het kwaad geword, omdat jou ontbyt laat is, al wat ook. So, het is baie maklik om 'n verkeerde ding te dink, te sê en te doen, of te versuim om te doen. 3 sondes op 'n dag. Nou, kom ons sê, jy is nou 365 dae, so dit is oor 1095 sondes 'n jaar. En hoe oud is jy? Sê maar jy is 60 of 70 of 50 jaar. 50.000, 70.000. So ons kan nie eintlik reg eerlik sê, ons het nie baie sonde nie. Party sê, maar ek het nou nog die groot sondes gedoen nie. Jy weet, ek is nog nie geskei nie, ek het ook nie egsbreek, nog nooit my vrou verneem nie. Of, ek was nog nooit oneerlik met geld nie. Ek het nog nooit moord gepleeg nie. Jesus sê, hy het na 'n vrou kyk om te begeer, het reeds egsbreek gepleeg. Hy sê, hierdie saadjie in jou kop toelaat, en jy vertroetel hierdie sondige saadjie. Dan gaan jy nader en meer kyk, meer plannetjies maak, meer kuier, en meer waag. En dan skrik jy en sê, ek het egsbreek gepleeg. Nee, die Here sê, toe jy jou gedagtes toegelaat het, was dit reeds sonde. Maar ek is nie 'n moordenaar nie. Jesus sê, as jy in jou hart jou broer haat, of jy sê vir hom jou idioot, jy skel hom uit, jy vertroetel hierso in jou hart woede, dan het jy hom eintlik in jou hart doodgemaak klaar. Dan sê jy van jou hart 'n moordkuil gemaak. Want ek onthou daar was 'n Windhoeke ou gewees, een van my lidmate. Hy het 'n wrok in sy hart gehad oor sy baas, wat vir hom nie reg behandel het nie, en hom ook toe nie promosie gegee het nie, en erkenning gegee het nie. En hy het met hierdie woede in sy hart rondgeloop. En toe eendag, toe staan hulle buite in rook. En die baas sê vir hom iets. En hy sê vir hom, man, jy is die laaste keer wat ek kan praat. In plaas van jy nie jouself kyk, en hy geef hom 'n stamp voor sy bors. En hy struikel oor 'n klip, en met sy kop val hy op 'n ander klip. En hy is dood. Toe sê hy, man, nou is ek 'n moordenaar. Jesus sê, nee, jy was 'n moordenaar toe jy begin plek gee vir haat en woede in jou hart. So met ander woorde, om vir mense te sê, die Bybel sê jy's 'n sondaar, en jy sê jy het nog nooit sonde gedoen nie, dan wil ek vir jou sê, jy's op die breë pad gebore, jy's op die verlore pad gebore, na die breë weg, na die breë poort, na die ewige hel. Jy moet jy uit hierdie breë pad 'n keuse maak na die smal pad, want daar's min wat dit vind, sê Jesus. Gaan lees bietjie, min. Maak nie maar, almal maak so, almal op die breë pad maak so, maar die wat op die smal pad is, hulle doen dit nie. Die pad, daar's min wat dit vind, na die smal poort, na die hemel toe. God is regverdig. Ja, hy is 'n God van liefde. Mense verskoon sommer alle sonde, want hy is 'n God van liefde. Hy is nie meer so ernstig oor sonde nie. Dit is nie waar nie. Vertel van Garcia, ek dink hy was 'n rooiheid kaptein gewees. En hulle was in 'n oorlog betrokke gewees en het het swaar gegaan. En toe kom hulle agter, maar hulle kos word al minder. En toe besluit hulle, Garcia, die kaptein, sê toe, ons kom agter, hier word kos gesteel uit die kostent. As iemand dit weer doen, gaan hy 30 houe met 'n sambal kry. So vir 2-3 dae is dit stil. Derde dag vang hulle 'n ou tannie wat kos steel uit die kostent, en dan gaan gee sy vir die katjies in die honde kos. Hulle
tannie voor Garcia haar kop optel sien, hy is sy ma wat oud is. Hy besef sy kan nie 30 hou vat nie. Hy sê, wat jy gedoen het was verkeerd. Daar's 'n oordeel oor hierdie sonde. En daarom, terwyl ek vir ma so lief het, verdien ma die straf. En toe trek hy sy hemp uit en hy sê, man, ek sal haar straf vat. En hulle slaan hom. Dis wat God gedoen het. Jy verdien die dood. Ons het sondig. Maar God het ons lief. Maar hy is ook regverdig. En daarom moet die sonde gestraf word. En toe kom Jezus en hy sê, goeie Vrydag, ek sal die offerlam word op die altaar van Golgotha. En hy vat ons straf. En hy word in ons plek doodgemaak. Dis God se liefde. Wat sy seun gee. Om mens te word in ons plek te leef op aarde en te sterwe vir ons sonde in ons plek. Dis hoe lief God jou het. God is liefdevolle God. Maar hy is ook 'n regverdige God. Die mense sê ons, God is 'n God van liefde, hy sien alles oor. Dit is nie waar nie, hy is liefdevol en regverdig. En die vierde ding wat jy vir iemand moet verduidelik, is die ringvinger oor die bruidegom wat in ons plek kom sterf het. Nou, as ek nou byvoorbeeld sê nou maar hierdie liedboek, al die detail is hierin opgeskrywe van wat ek verkeerd gedoen het in my lewe. Woorde, dade, versuim, alles staan hier geskrywe. En nou val hierdie lig op my hand. Hierdie hand is ek. Maar die lig kan nou nie meer op my hand val nie, want hier is skeiding. My sonde bring skeiding tussen my en God. God is die lig. Maar die lig is nie op my nie, want my sondeboek is tussen my en God. Ek kan probeer goeie dinge doen, maar ek gaan nie my sonde wegvat nie. Ek kan begin ophou goed doen, maar het vat nie my sonde weg nie. Ek kan begin godsdienstig raak, maar het vat nie my sonde weg nie. Goeie nuus is Jesus. Hy het aan die kruis gesterf, hy kan sonde wegvat. Hy wil sonde wegvat, en as ek vir hom vra, dan sal hy my sonde vat, en het op hom neem. En dis wat hy aan die kruis gedoen het, hy dra my sonde. En nou waar is die lig? Die lig is op my hand. God is in my. Sê hoe eenvoudig is het om vir iemand net te verduidelik. Kry jou kinders, die kleinkinders by mekaar. Vat sommer 'n boek, wys vir hulle dit. Jesus wil ook jou hart skoon maak. Kom ons bid, dan vra ons hom, hy sal dit doen. En dan die laaste ene het ek vir jou verduidelik oor die oorgawe, die kleinste saadjie, die mosterdsaadjie. As jy maar net die mosterdsaadjie se geloof het, dan sal jy vir hierdie berg sê, werp jou in die see, en hy sal dit doen. So moet ons ook weet, die Here wil vir ons kom, die geskenk gee, maar ons moet dit neem, en ons moet weet dat as hy dit gegee het, want ons het vat, en ons moet glo wat hy sê in sy woord. As hy sê, hierdie medisyne gaan jou gesond maak, dan is dit die waarheid. As hy sê, as jy oopmaak, sal ek inkom, is dit die waarheid. As hy sê, hy sal jou sonde vergewe, as jy dit bely, dis die waarheid. Ek glo wat u sê, en ek glo dit is die waarheid. Kom ek verduidelik net gou, ek het vir julle vertel van die verpleegster, ek het vir julle vertel van die vingers, hoe jy die evangelie kan verkondig. Ek wil vir julle papiertjie saamgee, traktaatjie, wat die mense het ook noem, wat hierdie stappe presies verduidelik, wat jou kan help, as jy dit met iemand wil deurgaan, en jy wil dit vir iemand wys. Want hierdie verduidelik eenvoudig, as jy dit sien, gaan die voor op die tafel neersit, dan kan jy vir jou kom haal hiervan, ek het hele klompie. Maar dan moet jy dit gebruik. Vat dit en kyk, dit verduidelik, as ek nou sommer vir jou in jou gedagtes dit kan teken. Hierdie kant, hier is dit groot kloof.
hierdie kant van die kloof is ons as mense, maar hier is 'n sondekloof, en in hierdie sondekloof is al die verkeerde goeders wat skeiding bring tussen ons God wat hierdie kant is. En nou kan ons nie by God uitkom nie, want al doen ons goeie dinge, ons val om mekaar hier in die put af in die sonde. En dan sien jy, kom daar 'n kruis, en dit vorm 'n brug tussen die kloof van die kant na die kant. Dis wat Jesus kon doen het. En al wat jy dan moet doen, dan moet jy sê, dankie Jesus, u het vir my sonde gesterf, u word die brug oor die kloof, en nou bid ek net, en ek gee my oor aan u, dat u ook my sonde wegvat, en dat ek by u kan wees aan hierdie kant. So 'n eenvoudige skets, ek weet van iemand wat by in 'n restaurant gesit het, en toe sê die ou vir hom, maar wat moet 'n mens doen om hemel toe te gaan? Sê hy, ag, kom ek teken gou vir jou hier, teken hy hierdie prentjie, wat ook op hierdie trapdaadjie is. Toe teken hy dit op die servet. En daardie ou sê, nou verstaan ek. Nog 'n manier, as jy vat hierdie 4 tekste, nou ek wil net sê, hierdie aantekeninge is op 'n papier wat daar agter by die boektafel is. Jy kan net vra daar, sy sal vir jou dit gee, dat jy hierdie tekste onthou. So, as ek nou vir jou vra, watter teks ken jy? Almal van ons ken Johannes 3:16. So die eerste teks gaan oor die liefde van God. Jy gaan vir hom iets vertel oor die liefde van God, wat wil hê dat hy nie verlore sal gaan nie. Die tweede skets, langs Johannes 3 vers 16, so jy kan 'n maklike Bybel oopslaan met Johannes 3:16, dan skryf jy by dit, skryf jy die volgende teks, Jesaja 59 vers 1 en 2, daar staan dat dit julle sonde is, wat julle skei van God. So dis die tweede ding, jy verduidelik vir hom van die kloof, né? Hierdie kant, weet jy, God het jou lief, hy wil hê jy moet by hom wees vir altyd, maar hier is 'n sondekloof wat skeiding bring, en dan langs Jesaja 59 vers 1 en 2 skryf jy Jesaja 53 vers 5 en 6. Dan blaai jy na Jesaja 53 wat sê, Jesus het ons straf op hom geneem, hy is vir ons sondes verbrysel, die straf wat ons verdien het, hy op hom laat neerkom. En dan skryf jy langs Jesaja 53, Johannes 1 vers 12. Almal wat vir Jesus aangeneem het, en in hom glo, het sy kinders geword. En dan, laaste tekst langs Johannes 1 vers 12, skryf jy Openbaring 3:20, as jy oopmaak, jy neem hom aan, sal hy aankom. So kan jy net met jou Bybel, met net die een tekst wat jy hoef te onthou, die ander skryf jy by die volgende ene, kan jy vir hom die hele evangelie net aan die hand van tekste verduidelik. En dan het ek vir julle geïllustreer die boekillustrasie van die lig op my hand, met die sondeboek wat skeiding bring, en dan die laaste wat ek gou vir jou net wil wys is Paulus se getuienis. Probeer dit nou net onthou. As jy gaan kyk na Paulus, het hy 'n klomp kere in die Nuwe Testament, het hy sy getuienis gebruik om met mense te praat. En hy het 3 stappe gehad. Hy het vir hulle gesê, vroeër in my lewe was dit so, toe ek vir Christus ontmoet, en toe dit so verander, kan ek jou 'n vraag vra. So, daai 4 stappe, ek wil amper sê, as jy die kruis, jou kruis in jou lewe sien, dan is daar 'n BC daar, before Christ, dan is tyd voor die kruis, en dan is daar 'n tyd na die kruis. Probeer uitvind, en skryf jou getuienis, hoe was ek voor die tyd, die kruis, en na die tyd, wat het verander? Kan ek jou 'n vraag vra? Kyk hoe Paulus dit byvoorbeeld in sy lewe gebruik. Vroeër, dit gebeur in my lewe, toe ek hom op die Damaskus pad ontmoet, by die kruis van Jesus uitgekom, nou het my lewe so verander, ek lewe nou anders, en dit is die vraag wat ek jou wil vra. Kom ek lees vir jou die tekstverse wat hierby verband het. Handelinge 22. Daar staan in vers 3, hy gaan toe voort. Paulus vertel sy getuienis. Hy sê, ek is 'n Jood, wat in Tarsus in Cilicia gebore is. Maar ek het hier in Jerusalem groot geword as 'n leerling van Gamaliel, is ek volgens die streng opvattinge van die wet van die voorvaders opgevoed. En ek was net so 'n kampvegter vir God, soos julle almal vandag is. So wat verduidelik hy? Ek was baie godsdienstig. Vroeër.
voor ek Christus ontmoet het. Ek was baie godsdienstig. Ek het selfs hierdie Christene vervolg. Ek wou die mense wat die leer van Christus volg totaal uitroei. Man sowel as vrouens het ek gevangen geneem en die tronke laat stop. Toe het my lewe verander. Toe het ek ontmoeting met Christus gehad. Terwyl ek op reis was en na by Damaskus gekom het daar skielik teen die middag 'n sterk lig uit die hemel op my gestraal en ek het op die grond neergeval en 'n stem vir my hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is die Here? Het ek gevra. Ek is Jesus van Nazareth, het hy my geantwoord. Dis vir my wat jy vervolg. Die mense wat saam met my was, het wel die lig gesien, maar die stem verstaan van hom, maar hulle het nie die stem verstaan van hom wat met my gepraat het nie. Toe vra ek, Here, wat moet ek doen? Here sê toe vir my, staan op, gaan na Damaskus toe en daar sal alles vir jou gesê word, wat God bepaal het dat jy moet doen. En nou, na ek 'n ontmoeting met Christus gehad het, nadat Christus in my lewe gekom het, wat het nou? Nou het dit verander, nou, waarom nog wag, kom, laat jou doop, maak nou 'n keuse teen die sonde, laat dit afwas, nadat jy my naam aangeroep het. En ek het na Jerusalem toe teruggegaan, en terwyl ek by die tempel besig was om te bid, nou begin hy bid, het ek in 'n geestesvervoering geraak, en die Here gesien wat vir my gesê het, maak gou, gaan dadelik uit op Jerusalem weg, mense hier sê jou nie aanvaar, wat jy oor my getuig nie. Kan jy sien? Toe hy Christus ontmoet, begin hy getuig, begin hy bid. Nou vertel hy hoe sy lewe is verander het, na hy tot bekering gekom het. En nou het hy gegaan, nou gehoorsaam hy die Here, en hy gaan waar die Here hom stuur. En dan die vraag. Dis nou voor hierdie hele geselskap in die hof, hy kon homself verdedig het, hy gebruik hierdie geleentheid om te getuig. Koning Agrippa, glo jy die profete? Ek weet nie glo. Agrippa sê toe vir Paulus, jy dink seker jy kan my sommer gou-gou 'n Christen maak. Of dit nou gou-gou gaan gebeur, of langer gaan duur, antwoord Paulus, ek bid God, dat nie net u nie, maar almal wat vandag na my luister, sal word wat ek is, natuurlik, sonder hierdie boeie. Dan sluit hy sy getuienis af, hy sê, dit is hoe dit vroeër in my lewe was, toe ek vir Christus ontmoet, toe my lewe so verander, kan ek vir jou vra, het jy ook al so verander? Sê jy, hoe maklik is hierdie patroon? Dis hoe die Gees vir jou ook gaan gebruik, vir jou kinders te vertel, vir ander te help, vroeër, toe, nou, vraag, is jy 100% seker. Goed, geliefdes, ek gaan vanaand, sal ek weer 'n bietjie by die praktiese goed uitkom, by die 4de lesing. Ek gaan hierso stop eers, en want ek weet, dis nou tyd, en ek weet, dit is naby etenstyd, aandete, middagete is 1 uur, so daar's nog tyd daarvoor, maar kom ek sluit net met 'n gebed af. Here Jesus, dankie dat U vir ons die evangelie so eenvoudig, so maklik gemaak het, dat ons vir mense kan gaan vertel, wat 'n verskil U in hulle lewe kan en wil maak. Maar Here, hulle ken dit nie, gebruik ons om vir hulle hiervan te vertel. En as hier nog in my eie hart onsekerheid is, Here, help my om dubbel seker te maak en opnuut vir U te vra om my lewe oor te neem. Dankie dat U beloof as ek vir U innooi, sal U inkom. Moenie my los, Here, totdat ek 'n getuie is vir U. Here Jesus, stuur my uit met U genade en U boodskap van vergifnis. Die boodskap van die liefde van U, God ons Vader, wat by ons bly. En O Heilige Gees, U wat in ons is, wat vir ons gaan toerus en bekwaam. Seën ons